In Sagaria 3 kry ons hierdie wonderlike verhaal waar Sagaria 'n visioen het waar hy vir Yeshua, wat die hoëpriester is van die volk, voor God sien. En dan saam met Yeshua is Satan daar en Satan is besig om vir Yeshua aan te kla by God. En dan op stadium maak God vir Satan stil en bestraf vir Satan, jag eintlik vir Satan weg. En die verhaal gaan verder waar Yeshua dan in hierdie vuil klere is. En God dan sê, kom ons trek vir jou skoon klere aan, ons maak jou skoon. Maar net voor dit, wanneer God met Satan gesels oor Yeshua, dan sê God vir Satan, hierdie man, Yeshua, is soos 'n stuk hout wat uit die vuur uitgeruk is. Hy gee eintlik vir hom 'n tweede kans. En dat laat my so dink aan elkeen van ons wat in die Here Jesus glo, dat ons ook tweede kans, 'n derde, vierde, vyfde kans gekry het, waar ons soos hout in 'n vuur was, en God gekom het en ons uitgeruk het, ons gered het, ons nog 'n kans gegee het. Maar die mooier deel van hierdie verhaal, vir die visioen wat Sagaria sien, is die klere wat Yeshua moet aantrek. Hulle trek vir Yeshua skoon aan. Met ander woorde, die skuld wat hy gehad het, die sondes wat hy gedoen het, dit is om vergewe. God sit dit eenkant. God trek die vuil uit en trek die skoon aan, gee vir Yeshua 'n nuwe kans, 'n nuwe begin. En so het hy met ons ook gemaak, die dag toe hy ons is 'n stuk hout uit die vuur uitgeruk het, vir ons weer skoon aangetrek, om sondes ons vergewe, sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. Maar nou is die vraag, wat doen ek en jy wanneer ons nuwe skoon klere aangetrek het? Wat doen jy in die algemeen? Ek weet, jy gaan nie met jou skoon klere, jou nuwe skoon klere uit en gaan speel in die modder nie, nee. Jy gaan maak jouself as prins vuil, sodat hierdie nuwe klere weer bevlek kan word. Nuwe klere, skoon klere, probeer jy skoon hou. En so is dit met ons lewens ook. Ek en jy het nog 'n kans gekry. Ons het weer 'n kans gekry om 'n nuwe lewe te hê. Ons moenie in die modder gaan speel wanneer die metafoor sou wees vir die sondes nie. Ons moenie weer gaan vuil word met al die verkeerde dinge, met die sondes wat God ons reeds van vergewe het. Ek het voor God gestaan, of miskien soos hierdie hout in die vuur gelê, God is uitgeruk, gesê, ek vergewe vir jou, ek gee vir jou nog 'n kans, en ek trek vir jou nuwe skoon klere aan, maar die klere wat jy aan het is vuil, jy is bevlek met sondes, moenie gaan en verder sondig nie. Elke keer wanneer Jesus met mense gepraat wat op die verkeerde pad was, het hy hulle vergewe, en dan het hy vir hulle gesê, gaan dan heen en moenie verder sondig nie. Moenie verder aangaan met hierdie lewe wat jy aangegaan het meer nie. So Jesus sê eintlik vandag vir my en vir jou, moenie verder gaan en weer in die modder speel nie. Ek het jou skoon aangetrek, het jou nog 'n kans gegee. Leef dankbaar en probeer om skoon te bly.